en welkom terug. En ja, julle sien reg, ek is terug op die Blitz Fokus bank. Ek was wel 'n rukkie siek, maar dis geen issue meer nie. Dit gesê, vandag gaan ons 'n interessante episode hê waar ons 'n bietjie gesels in die koor oor 'n liedjie wat alhoewel hy nie nuut is nie, het altyd 'n plek in ons harte. Ons gaan ook 'n bietjie met Nuut op die rak gesels oor 'n boek uit geskiedenis uit. Nou dit gesê, voor dit gaan ek en Irene Marie 'n bietjie gesels oor wat's nuut. En sy gaan selfs hierso op die bank sit met ons gas vandag, Kobus Reyneke. Hallo en welkom by Wat's Nuut. Nou, soos julle kan sien, Irene Marie is saam met my op die bank, want Anne Marie is ongelukkig nie hier op die oomblik nie. Iets het haar maar ingevang. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, François, hoe gaan dit? Wel, dit gaan alright. Ek is maar besig om nou terug te kom van 'n siekte af, was die hele laasweek afgeboek, medisyne en alles. So, ja, ek is 'n bietjie uit dit uit. Ek was weer op verlof. Lekker. Ek is rustig, ek was Voortrekker Monument toe. Voortrekker Monument. Voortrekker Monument. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Dit was lekker. Ek weet nie regtig wat ek verwag het nie. Maar dit was verskriklik lekker. Ek was Pretoria toe in die geheel, so 'n vriendin van my, Esmerila Labeskagni, sy het 'n band, Skittle Kiss, Afrikaanse band, en hulle het hulle eerste enkels net handgemaak, vrygestel die 1 Augustus. En toe gaan kuier ek vir haar in Pretoria. Dit klink interessant. Ek was nog nooit uit Namibia uit nie. So ja, ek het nie eens 'n paspoort nie, maar Eendag. Kry jou paspoort. If you stay ready, you don't have to get ready. So kry jou paspoort. Hy hou, ek dink 10 jaar as ek dit nie mis het nie. Ja, ek dink ook dis 10 jaar. So kry jou paspoort. If you stay ready, you don't have to get ready. Dit is seker een van die beste raad wat ek al in 'n lang tyd gehoor het. Ek het ook gedink iemand het vir my gesê, dis ek soos daai klink soos iets wat ek oral gaan gebruik. Dit is baie fair en dit is so dat dit oral in lewe kan val. Nie net vir toer en alles nie. Dit moet ek sê. Nou, in geval van dit, staan ek jy voortrekkers aan, want ek was eintlik 'n voortrekker toe ek in hoërskool was. Nee, die Voortrekker Monument het niks te doen met die voortrekkers. Nee. So, okay. Die Voortrekkers is 'n groep wat van om en by die Kaap rond, Wes-Kaap rond in Suid-Afrika getrek het, tot by Transvaal wat hedendaags om en by Pretoria rug is. Ja, en daar onder meer, as jy iets weet van Afrikaner geskiedenis, onder meer die slag van Bloedrivier. Weet jy daarvan? Ek het nie baie die Afrikaners, die voortrekkers, het 'n ooreenkoms gehad met die Zulus en die Zulu koning, dat hulle deur 'n Zulu terrein, jy weet, Zulu grond gaan trek, en hulle het hierdie ooreenkoms geteken, en daai ooreenkoms is in die Voortrekker Museum, by die monument. Fun fact, ek het dit nie geweet nie, en toe stap ek verby 'n stukkie papier en ek vra by myself, wat staan daarop? Dit is die ooreenkoms. So toe het die Afrikaners, die voortrekkers, deur daai stuk grond getrek, en toe het die Zulus hulle begin aanval. Ja, en dit was toe die slag van Bloedrivier, en daar, ons het 'n gedenkdag daarvoor in Afrikaner geskiedenis, ons het 'n gedenkmonument daarvoor ook. So baie groot deel van Afrikaner geskiedenis, en ek dink 'n baie groot deel van hoe ons as Afrikaners met ander groepe oor die weg gekom het of nie oor die weg gekom het nie. Ja. Hoe ons, jy weet, daai wrywing wat ons gehad het met ander kultuurgroepe, en dit is lekker om te kyk na sulke tipe goed, en dan staan jy daar en jy dink aan hoe kom ek as Afrikaner vandag aan? Maar dis terugskouend is dit lekker, want jy dink dan aan hoe dit verander het. Jy weet, hoe ek as Afrikaner in 'n moderne wêreld oor die weg kom met Zulus en met ander kultuurgroepe, en dis lekker om te weet dit het verander. Daai is die lekker deel. Dis nie lekker om te weet dit het gebeur nie, maar dis lekker om te weet dit het verander, en ons verhoudings met ander kultuurgroepe het verander. Ja, ek moet sê, ek wens ek het meer aandag gegee op hoërskool in geschiedenisklas, maar
Wel, jy gee dit baie lekkerder deur as daai tyd terug toe ek sy klas Ek is mal oor 'n museum. Ek was al by al wat 'n museum is. As jy bietjie hieroor wil leer in Windhoek, hier in Windhoek by Netwerk vir Afrikaans se kantoor. Net by Akademia. Het hulle so klein museumpie. Baie klein. En ek moet vir jou sê ek dink ek het baie meer aanklank gevind met daai museum as die Voortrekker museum by die monument. Ek dink omdat dit soveel nader is. Daar's name en vanne wat jy herken, jy weet. So ja, as jy wil begin hier in Windhoek is so 'n lekker museum om te gaan. Ek moet sê ek dink ek gaan eendag net paar dae afvat en rondkyk museums en ons nasionale museum is ook al hierdie fantasties. goeders toe gaan man. Nou dat ek dan dink, nou dat jy dit opbring. Ek was nog nooit nêrens nie. Ons nasionale museum, die koffiemasjien. Hulle noem hom as 'n koffiemasjien want dit lyk so 'n koffiemasjien. Okay, dis interessant. Ons nasionale museum net oorkant die kerk. Almal in Windhoek weet watter kerk ek van praat by WHS. Dis ook baie insiggewend. Ek dink veral in die volksmoord, die 1908 volksmoord. Ek het geweldig baie ek het die geskiedenis geken want dit word vir jou geleer op skool en jy kyk dit en dan jy weet. Ja. Jy weet, jy ken die feite, maar ek het geweldig baie empatie ontwikkel met daai volksmoord toe ek daar was en die foto's gesien het en gesien het hoe dit ontwikkel het. So en dit is vir my die groot ding van 'n museum. Ja, ek sou raai die geskiedenis sal anderster jou betref in terme van wat jy in 'n klas sit met 'n boek voor jou as wat jy fisies daar is en die goeders sien. Daar's hierdie klink baie gruisam, maar hulle kan nie foto's van die ware geskiedenis en alles deursit. Ja. In 'n hoërskool geskiedenisboek sit. Ja. Maar hulle het dit uit die museum. En daai het my geweldig aangeraak. Want toe het ek regtig begin besef hoekom mense bevraagteken, jy weet, hierdie gebeendere van ons mense is Duitsland toe gevat vir studies. Hulle is nou nog nie teruggebring nie. En dit het dit regtig dit het vir my die deurslag gegee daar. Ja, nee, dit voel dan asof dit nou 'n dis meer werklik, dis meer ja. Dit tas jou meer aan want sit jy in 'n klas met 'n boek en jy dink ag dis stories wat ek moet leer vir eksamen, maar ook wat jy in 'n museum is en jy sien dit en dan begin dink jy maar. Ja, en jy sien daai verhaal so een na die ander. Dit is nie 'n halfuur op 'n slag en dan lei die skoolklok en dan gaan jy sien regtig half dis soos 'n vervolgverhaal wat skielik aaneengesit word. Ja, en ek voel ook veral dis waar jy besef maar dit was waar. Dit was mense. Ja, as jy 'n vergelyking met 30 minute met 'n boek waar 'n juffrou of onderwyser eenvoudig aanpraat. Waar daar 'n skets is van kaptein von Trotta of wie ook al. As jy werklik daai mense sien, as jy die gesigte sien, as jy sien daai mense het een ding, ek wil verskriklik graag nog na die museum by Auschwitz in Duitsland toe gaan. Die hoopskoene is een ding wat my nog altyd, dis wanneer jy besef dit was mense. Hulle het skoene gehad, hulle het klere gedra, hulle het in die Voortrekker monument by hulle museum kan jy ook sien, jy weet die nalte gare wat hulle gebruik het. En sulke goed. Dit sê vir jou hulle het 'n lewe gelei. Jy weet hulle was mens. So ja. Ja. Kom ons trek 'n bietjie weg van hierdie swaar topik af 'n bietjie. Jy is in sport. Dit is hange watersport. Meer as ek sal ek sê. Beslis meer as ek. Ons het dit nou al duidelik gemaak op Blitz. Ek is nie so erg binne in sport nie, maar ek het iewers gelees dat Namibia het brons gekry by die World Games. Is dit die World Games? Dit is die World Games, ja. Jy het dit gelees nie, Hekkie? Jong, dit was maar so 'n bietjie vinnige glimps, maar ja, ek dink ek het dit gesien, maar ek wonder nou, dit is eintlik iets wat ek graag nog in wil lees, want ek het dit net gou gesien terwyl ek op pad iewers anders was en daar was 'n foto van inline hockey. Die foto was inline hockey. Ja, in Chengdu, China. Ja, in voorblad. China toe en alles so. Nou wonder ek, die World Games, is dit net inline hockey of is dit nou al die sportskodes? Ek sal nie vir jou kan sê nie, ek was nie daar nie, maar ek weet wanneer dit kom by inline hockey of skaatshokkie is Namibië geweldig sterk. Ja, nee. En ons is baie bevoorreg. Ek meen daar's eintlik maar net 2 of 3 plekke in Namibië waar jy eintlik dit kan doen. Maar
baie sterk. Ons is eintlik bietjie bedorwe want ons is nou al gewoond dat ons inlyn hokkiespanne iets gaan terugbring. Ja. Want hulle is goed en hulle doen geweldig goed op die wêreldverhoog en ons nie reg veel meer om te sê daaroor nie. Al wat ek te sê het is congratulations. Geluk ouens. Volgende keer bring julle hom weer. Soos wat ek sê, ons is nou 'n standaard gewoond. So hy standaard moet gehou word. Ander ding wat ek graag wil opbring is jy wat so baie uitgaan na feeste toe en events toe, veral Afrikaanse goeders. Wat weet jy van die Afrikaanse koorfees? Die koorfees weet ek is deel van die Windhoek Woordfees. Die Windhoek Woordfees, fun fact, is gestig deur Dr. Krishna Bekemeer. Sy was vir lank dosent aan die Universiteit van Namibië en ook Republikeinse voormalige nuusredakteur Ronel Rademeier. In 2013 en dit het toe nou uitgebrei. Hulle het onder meer baie mense, as ek praat van die Windhoek Woordfees, dan kyk hulle my so 'n bietjie aan en dan sê ek vir hulle spoegwolf. Jy het so 'n spoegwolf gebring het. Dan sê hulle soos, "O ja, daai ene. Ja, ek was ook daar." Ja, so hulle het al 2 keer vir spoegwolf ingebring na Namibië toe. Ja. Hulle het baie ander legendes, ek meen Else Biesitzman, Amanda Strydom, teaterlegendes, het hulle ook nou al ingebring, Frank Opperman. En hulle is baie gefokus op hoë kwaliteit produksies. Ja. En ek moet hierdie is my persoonlike mening, maar ek dink regtig hulle kwyt hulle self baie goed van hulle taak. Ek dink hulle produksies is uiters hoë gehalte. So ja, dis altyd lekker en ek dink dit het my al weer eens, ek dink ek is bedorwe nou dat jy weet as ek enige ander plek 'n teaterstuk gaan kyk, dan het dit net nie vir my so impak soos 'n Windhoek Woordfees stuk nie, want hulle is uiters gefokus op die detail en op hoë kwaliteit produksies. Maar die ding is dit bring dit ook deur in dat jy sien wie is passievol oor wat hulle doen en wie is nie. In terme van die kwaliteit. Ja, ek dink ook die Windhoek Woordfees komitee hou geweldige oor op die grond om te kyk want teater is dis 'n kring. Dis 'n baie klein kring. Ja, dit kan soms geslote wees, dink ek. Maar hulle weet wat is goed in teater en hulle bring dit na Namibië toe en dis vir baie Namibiërs veral deesdae is daar so min teaterstukke dat vir baie Namibiërs is dit eintlik een van baie min kanse om 'n behoorlike teaterstuk te kan gaan sien. Ja nee, dit is maar 'n klein ding. Ek weet ons het voorheen, ek dink 1 of 2 weke terug, het ons selfs hier op Blitsfokus 2 gaste gehad wat die tienertoneelspel eintlik gewen het. Dit was 2 van ons gaste en dit is so interessant om daai wêreld te sien, te hoor daarvan, want soos jy gesê, dis 'n klein kring wat baie min mense eintlik van weet, of eintlik hulle weet daarvan, maar hulle kan nie insien aan die intriges daarvan nie. Ja, ek het ook nou die dag met akteur Vilroe van Agterberg, hy was hier vir 'n teaterstuk en toe het ek met hom op Kletskompas, een van ons Afrikaanse programme gesels, juis oor die jeug in teater en hy glo dit is die enigste half toekoms vir teater. Dit is tog anders. Ons wil vir onsself sê, hoekom sal ek nou aantrek na die Nasionale Teater toe gaan en daar iets gaan sit en kyk en 'n kaartjie koop wat 3 keer my maandelikse Netflix subskripsie is, wanneer ek net by die huis kan sit en Netflix kyk. Maar dit is tog 'n ervaring op sigself. Dis soos daai geskiedenisboek teenoor museum toe gaan, jy weet. Om aan te trek, om mooi aan te trek, is op sigself 'n ervaring. So dis 'n ervaring, dis iets heel anders, dis 'n heel ander medium. Die akteurs moet heel anders optree. Daar's 'n styl vir teater. Alles moet groter wees sodat mense ver weg dit kan sien en ja. Ja nee, ek kan so dink want veral vir my as ek dink aan die verskil wat jy nou opgebring het van teater teen mos nou Netflix en alles. Daai is alles geëdit en hulle het dit hoeveel keer oorgedoen om dit perfek te kry, maar hier op die teater, daar op daai stage, dit is een slag wat hulle alles moet perfek hê. En as jy daaraan dink, daar is soveel talent en soveel tyd toewyding. Ja, wat daar ingaan en
As jy dan dink, dis baie meer impressief as wat dit is om dit op 'n skerm te kyk. Ek dink skerm het sy voordele. Ja, sê ons wat ja, in ek meen TV werk. natuurlijk. Daar's sekere dinge wat gemaak is vir die skerm en daar's sekere dinge wat gemaak is vir teater. Dis soos om 'n boek aan te pas in 'n film, jy weet. Ja. Die boek vang 'n hele ander gevoel vas. So sou jy 'n boek dan nou teater toe vat, gaan jy 'n ander gevoel vasvang. Ja, nee, Sou jy 'n dis- boek film toe vat, gaan dit 'n ander gevoel vasvang. Sou jy iets wat as 'n teaterstuk geskryf is in 'n boek omskryf wat baie keer gebeur, as jy net die boek lees, kry jy nie dieselfde gevoel nie. So teater is 'n medium op sy eie. Ja. En hy het 'n sekere gevoel wat hy vasvang. Daar stem ek beslis saam met jou. Nou, kom ons bring hierdie 'n bietjie nou na sy einde toe, want ek dink ons hardloop 'n bietjie uit tyd uit. So, dit gesê, jy gaan vir ons die onderhoud instaan vandag. Ja, so ons gesels met Kobus Reyneke. Hy is 'n rensteljaar. Dis 'n go-kart. Van ons wat jy weet nie. Ja, en hy neem spesifiek deel in die Rotax klas. So renstelwedrenne is geklassifiseer in, maar Kobus sal 'n bietjie meer verduidelik in Rock en Rotax. Dis jou twee, en dit het te doen met die opset van die kar of die renstel. En dan in Namibië is Rotax eintlik maar 'n groot een. Die meeste mense neem deel aan Rotax. Ja, en dan begin hulle begin so hier by 5, 6. Hulle is te dierbaar. Hulle is so oulik. So klein dat hulle ryk Hulle lekker. begin so hier by 6 met hulle go-karting en dan beweeg hulle op en dan het dit nou te doen met hoe sterk die kar is. Maar hulle is so oulik daar. Hulle noem dit die Bambinos. Dis letterlik dis Italiaans vir die kleintjies. Hulle is so klein, is so verskriklik. Wel, ek is baie geïnteresseerd in daai onderhoud. Kobus is nou nie so klein en so cute nie. Hy's daarom nou 'n bietjie ouer. Hy's DD2, hy's die main konyn daar in die groot klas. So. Okay. So, dit is al wat ons het vir nuus, ongelukkig. Die tyd is maar nou klaar. Maar moet nêrens gaan nie, want ek glo Irene Marie het vir ons 'n baie interessante onderhoud hierna. Bly net daar. Rensteljaar Kobus Reyneke het onlangs aan die Afrika Ope deelgeneem, spesifiek vir 'n renstelwedrenne. Kobus, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed met my, dankie. So Kobus, vertel vir ons bietjie van die Afrika Ope. Jy was nou onlangs daar gewees. Hoe was die ervaring? Dit was baie lekker. Die tracks in SA is baie beter as die tracks in die land en die drivers is ook baie beter. So dit was 'n groot learning experience vir my. En natuurlik, daar's sekere dinge wat jy verwag as jy na so 'n skaalkompetisie toe gaan. Ons het voor die kamera begin rol het gesels oor hoe baie meer mense en renstelle daar saam met jou op die baan is. Maar hoe berei jy voor vir daai mental ding, as ek so kan sê? Persoonlik het ek nog nooit eintlik gesukkel daarmee nie. Ek het maar net ek fokus op myself en nie op die ander nie. Dit is my resies nie hulle se nie. So dan eintlik moet nie dink daaroor nie. Gaan in die resies in, verwag niks, dan gaan jy nooit verbaas wees as iets gebeur nie, want jy moet dit maar net vat soos dit kom. En vertel vir my 'n bietjie meer van daai oomblik, soos wat ons nou gesê het, daar's baie meer mense saam met jou op die baan. Hoe voel jy in daai oomblik wanneer daar skielik 20 ouens om jou begin beweeg eerder as 5 of 10? Dit is eintlik dis 'n weird gevoel, want dit raas baie, want die engines wat ons nou die jaar ry is verskriklik hard en 20 van daai engines maak dit baie hard. Maar dis eintlik minder erg as wat mens dink, omdat almal dieselfde spoed as jy beweeg, lyk dit asof almal stil staan teenoor die goed rondom jou wat baie vinnig beweeg omdat jy vinnig beweeg. Okay, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Okay, so vertel vir my 'n bietjie meer oor die klasse in renstelwedrenne. Daar is verskillende, jy is in Rotax. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie meer hoe vir die wat nou nie wat dalk so dom is soos ek. Vertel. So in Rotax is daar, ek weet nie hoeveel verskillende klasse nie. Dit is hulle deel hulle op in ouderdomsgroepe en hoe vinnig die engine is en hoe groot die kar is. So ek is in DD2 wat die grootste klas is in Rotax. Ons het 2 ratte en dis die grootste kar. Dan jou heel jongste klas is die Bambinos. Hulle is 6 tot 8 jaar oud. Hulle het seker klein 50cc engine. Dit is verskriklik oulik. Hulle is baie oulik. Okay. Ja. En dan kry jy Micromax, Minimax
Junior Max, Senior Max, DD2. Okay, so So- jy's daarbo. Ja, ek staan bo. Heel bo. Okay, so vertel ons 'n bietjie, wat is jou planne en jou drome wanneer dit kom by wedrenne? My persoonlike planne is ek sal graag in die World Endurance Series wil inkom. So GT3 karre, die Le Mans, Nürburgring, daai tipe goeders. Okay, en wat maak dit vir jou aanloklik? Wat Ek het al gesien soos wat ek nou ry vir 'n paar jaar dat ek is baie beter met endurance racing, menend as ek moet 20 laps doen, sal ek dalk die vinnigste drywer wees, maar dan as ek met een vinnige lap doen, is ek dalk die 5de vinnigste. So het ek geleer dat ek is nie so goed met een vinnige lap nie, maar ek's baie consistent en ek's beter met lang races. hulle sê dis die merk van 'n kampioen. So kom ons op vir daai een. Ja. So vertel vir my 'n bietjie, motorsport in Namibië is ongelooflik klein en tog kom hierdie eislike prestasies uit dit uit, jy wat Afrika oop toe is, baie jong rensteljaars wat oor see gaan, wêreld oop toe. Ja. Maar wat dink jy kan die normale mens wat nou nie in die renstel is en nie in die GT3 kar is nie, wat kan ons doen om motorsport te ondersteun? Ek dink die grootste ding sal wees om die races net te kom kyk. Ek dink as dit uitkom na mense toe en mense kom kyk, dit sal hulle sien, yes, dis eintlik interessant en dan sal dat sal nog mense kom en dit sal maar net aanhou beter gaan met motorsport. En hoe sal jy motorsport verduidelik vir mense wat dit nog nie gekyk het nie? Natuurlik nou liewer jou klas, want ons verskriklik baie soorte motorsport. Wat dink jy moet mense verstaan voordat hulle jou sport kom kyk? Maar net die basiese hoe races werk. So daar's 'n begin, ons almal ry 'n sekere hoeveelheid laps en daar's 'n eindpunt. En dit is omtrent al wat jy moet weet. Jy moet 'n paar laps intussen doen. En dan wil ek by jou hoor, hoe beweeg jy vorentoe? As 'n Namibiese renjaer, hierdie geweldige klein gemeenskap, soos wat ons nou gesê het, redelik min ondersteuning. Hoe beweeg jy vorentoe? Hoe bou jy vir jouself 'n loopbaan daaruit? Die grootste ding is jy moet eintlik uit go-karts uitkom. So go-karts is fantasties om te begin. En as jy nog sukkel daarmee of jy kom nog reg, dan moet jy ander go-karts doen. Maar as jy op die punt is waar jy wen meeste van jou wedrenne en jy leer nie eintlik iets nuuts nie, dan moet jy kyk om na 'n ander series toe te gaan. Of dit nou karre is of Formule 4, iets soos dit. En dink jy daar's genoeg infrastruktuur in Namibië om daai oorgang vir iemand soos jou te fasiliteer? Nee, jy sal dit in Suid-Afrika moet kry. En hoe kry jy jouself daar? Geld. Okay, wel, hy's nie verkeerd nie. Baie dankie dat jy by ons was, Kobus. Dit is rensteljaar Kobus Reyneke. Hoopelik binnekort nie meer rensteljaar nie. Hoopelik sien ons hom in 'n ander kategorie binnekort. Hallo en welkom. Wel, ek hoop julle het daai vele interessante onderhoud geniet waar Irene Marie saam met Kobus Reyneke gesels. Maar kom ons sit 'n bietjie terug en raak rustig met 'n boek wat onlangs uitgekom het. Ek glo hy was terug in Julie uitgekom en dit is Donkermaan deur Jaco Wolmarans. Nou, stel jou voor, dit is 1991. Die wêreld is in 'n kookpot van spanning en geheime. Israel staan op die rand van aanval en die enigste redding lê in 'n topgeheime Suid-Afrikaanse tegnologie genaamd Fynkyk. 'n radarsversteuringswonderwapen. Mossad kies nie 'n geharde spioen nie, maar Ruth Haynes, 'n briljante maar onwillige student met 'n geheime Suid-Afrikaanse verlede om dit te steel. Haar teiken, 'n slim ingenieur van Stellenbosch wat sy eie geheime wegsteek, terwyl Mossad-agente en Suid-Afrikaanse teenspioene mekaar uitoorlê, word Ruth vasgevang in 'n gevaarlike spel van leuns, lojaliteit en oorlewing. Donkermaan is 'n adrenalien-belaide rit vol spionasie, intrige en keuses wat jou lewe kan verander.
perfek vir almal wat hou van aksie en 'n slim storielyn. Nou, kom ons staan 'n bietjie terug van al die aksie wat net op die rak vir ons gebring het en ons leer 'n bietjie meer oor 'n liedjie wat 'n heerlike paar jaar terug al uitgekom het en ook al 'n paar keer oorgedoen is. Dit is Skadies teen die muur. Nou, Skadies teen die muur, oorspronklik geskryf deur Koos Du Plessis en later vertolk deur Francois van Cooke, is 'n diepgaande lied oor die verganklikheid van drome, liefde en die lewe, met beelde soos donker wat deur ruitte syfer, planne wat deur sloppers vernietig word en liefde wat van 'n verrige passie tot 'n vaagskadu vervaag, beklemtoon die lirieke hoe alles uiteindelik verbygaan en verwysing na 'n kus op die solder en die oproep om 'n holderste bolder te leef. Skep 'n kontras tussen die onvermydelikheid van dood en die drang om voluit te lewe. Francois van Cooke se weergawe met sy donkerder roklank en intense emosionele toon bring 'n moderne rou diepte aan die lied, terwyl dit steeds die oorspronklike en introspektiewe en brose aarde behou. Wel, ongelukkig is dit al wat ons het vir die vandagse episode van Blitz Fokus. Ek hoop eerlikwaar, julle het almal dit geniet soveel soos wat ek het. Nou, dit gesê, moenie vergeet om vir ons te kom kyk op ons social medias nie, waar ons al hierdie klein stukkies van die show uitsit. Julle kan altyd die show gaan kyk op OneUp2 as julle dit gemis het wanneer hy uitgekom het. En dit gesê, sien julle dan.